Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons het verlede week so 'n bietjie geraak aan die konflik tussen Israel en Iran. Daar het natuurlik intussen so baie gebeur en dit is steeds 'n krisis wat besig is om verder te ontvou nadat Israel aanvanklik verrassingsaanvalle uitgevoer het op Iran, veral gefokus het op senior leiers van Iran se weermag. En dan het Israel natuurlik ook baie vinnig redelik goed daarin geslaag om omtrent 'n derde van Iran se vuurpyl en missiellanseerders uit te skakel, hulle lugafweerstelsels te vernietig en oor die algemeen eintlik groot skade aan te rig aan Iran se militêre kapasiteit. Iran is 'n militêre reus. Dit is 'n land wat militêr baie sterk in die Midde-Ooste maar in die wêreld is en 'n mens kan dink dat daar oor die volgende tyd waarskynlik dan nog heelwat meer verwikkelinge sal wees. President Donald Trump van Amerika wat halfpad deur die G7-beraad aangekondig het dat hy terugkeer na Washington DC om hierdie krisis te hanteer. En oor die volgende paar dae sal dit verder ontvou. Ons gaan nie probeer om stil te staan by presies waar die krisis hom op die oomblik bevind nie. Ek het besluit om eerder in vandag se program te fokus op die aanloop tot hierdie krisis en om dit redelik ver te gaan haal. En dan in besonder te fokus op Iran. Maar dit gaan hier meer oor Iran as oor Israel. Daar is 'n rede hoekom Israel besluit het om Iran aan te val. Daar is stappe wat Iran die afgelope dekades geneem het, wat ons dan nou gebring het tot by die punt waar ons vandag is, waar daar wesenlike konflik heers tussen Israel en Iran. So kom ons begin by die geskiedenis van Iran. Iran is sekerlik een van die oudste beskawings in die wêreld. 'n Mens kan Iran se geskiedenis baie ver terugvat, so ver soos wat 'n mens menslike beskawings kan terugvat, maar in die opgeskrewe tye, die Griekse tye, die tye van soveel van die groot ryke van die wêreld, wat natuurlik uiteindelik ook in Iran afgespeel het. Maar die naam van Iran, die amptelike naam van die land wat natuurlik bekend staan as die Islamitiese Republiek van Iran, is maar 'n baie meer onlangse naam. Is maar 'n naam wat in die laat 1970s ingestel is. Selfs die naam Iran is iets wat uit die Tweede Wêreldoorlog tydperk in die laat 1930s dateer. Voor dit het Iran natuurlik as Persië bekend gestaan en die groot deel van die geskiedenis van vandag se Iran is dan ook die geskiedenis van die Persiërs. Die Persiërs wat meer as 60%, omtrent 61% van vandag se Iranese bevolking uitmaak. En die Persiese geskiedenis is een van baie interessante verhale van beskawing. Die Persiese beskawing was een wat met tye hoogtepunte bereik het, veral in dinge soos kuns en literatuur en argitektuur, en mens sien dit vandag nog steeds in Iran, sou jy dan ook die land besoek. So die geskiedenis van Iran baie meer kompleks as bloot net die afgelope, sê maar 50, 60, 70 of 80 jaar se gebeure waarby ons dan ook nou sal uitkom. Maar daardie vroeë geskiedenis, die ontwikkeling van ryke, die ontwikkeling van beskawings, 'n baie belangrike punt om te maak. En ek dink binne Midde-Oosterse politiek en om die Midde-Oosterse kultuur te verstaan, is een van die belangrikste dinge wat 'n mens dis vir jou eerstens moet sê as jy na Iran kyk, dat Iran is nie 'n Arabiese land nie. Dis een van die foute wat die Amerikaners natuurlik met tye gemaak het in onkunde soms, is om nie te besef dat Iran 'n Persiese land is nie. Arabiere maak maar tussen 1 en 2% van die bevolking van Iran uit en dis anders as lande soos Irak en natuurlik die meeste ander Midde-Oosterse lande en dan veral al jou Soenite moslemlande, is Iran meerendeels Persiese land. Daar's natuurlik ook mense van verskeie ander kultuurgroepe wat deel is. Dis 'n diverse land, dis 'n land met 'n bevolking van 91 miljoen mense. Daar's selfs 'n Christenminderheid in die Noordweste wat beskerm word, baie historiese Christenbevolking, die Armeniërs wat daar woon en dan natuurlik selfs nog 'n klein Joodse bevolking ook in Iran. Maar Iran is nie 'n Arabiese land nie. Dan is Iran nie 'n Soenite moslemland nie. Natuurlik die Soenite moslems wat by verre die grootste deel van die moslembevolking uitmaak, vanuit lande soos Maleisië en Asië tot natuurlik in die Midde-Ooste, al jou groot bekende moslemlande van Turkye, Saudi-Arabië, al hierdie lande, Pakistan, wat meestal dan Soenite moslemlande is. Maar
So 'n bietjie meer as 10% van die wêreld se moslimbevolking is Sjiïte moslimlande en die grootste en belangrikste Sjiïte moslimland is dan Iran, saam met enkele ander lande, Irak wat natuurlik ook 'n redelike groot Sjiïte moslimbevolking het. Mens moet dis ideale uniekheid van Iran, die andersheid van Iran, verstaan wanneer jy Iran probeer interpreteer, wanneer jy die politiek van Iran probeer verstaan en interpreteer en probeer verstaan waarom dinge op sekere maniere die afgelope dekades in Iran uitgespeel het. So dit iets van die hele aanloop tot by 'n sekere punt. Nou, ek het gesê in 1935 hier in die laat 1930s het die land dan nou Iran geword, is daar nie meer verwys na die land as Persië nie. Daar was redelike mate van demokrasie gewees tot daartoe in 1953 deur die Shah met die hulp van die Amerikaanse CIA en die Amerikaanse intelligensiedienste staatsgreep uitgevoer is en die monargie eintlik in Iran herstel is. Nou dit het natuurlik tot heelwat ongelukkigheid in Iran aanleiding gegee, want dit het, soos ek sê, eintlik tot 'n groot mate die demokrasie beëindig en daar was tydens daardie periode van die laat 50s deur die 1960s in die vroeë 1970s, dis heelwat drukgroepe binne Iran om dan nou weer 'n revolusie te pleeg, om Iran te verander. Maar dit was ook 'n tydperk gewees waarin Iran baie sterk pro-westers was. Selfs pro-Israel was. Die verhoudinge in die 1960s tussen Iran en Israel was die van byna vriendskap, van samewerking. Daar was geen soort van anti-Israel opstande en betogings en organisasie in Iran gewees nie. En dit in 'n tyd toe ons dit algemeen gesien het in lande soos Egipte en Jordanië en ja, die meeste ander Midde-Oosterse lande. Ons onthou die oorloë ook tussen die Arabiese lande en Israel. In daardie tydperk was Iran en Israel eintlik bondgenote gewees, vriende. Dit was 'n tyd van redelike kulturele liberalisme in Iran. Baie mense het seker al die beelde gesien, die prente op strande, vrouens in bikinis. Dit was Iran gewees, die Iran van die 1960s en 1970s. 'n Heeltemal anderste soort land as die land wat ons eintlik die afgelope paar dekades ken. Maar daar was natuurlik die uiters konservatiewe element van die islamitiese beweging binne Iran gewees, dan nou wat georganiseer het en wat in daardie tydperk baie betrokke was daarbey om dan nou spesifiek mense te begin voorberei vir 'n revolusie wat toe in die laat 1970s tot die islamitiese revolusie aanleiding gegee het. Einde van 1970s word Iran baie skielik dan die Islamitiese Republiek van Iran en word dit baie skielik dan ook 'n uiters streng Sjiïte teokrasie. Vroue moet skielik hoofbedekking dra, daar is 'n moraliteitspolisie wat geïmplementeer word, baie streng reëls, drankgebruik word heeltemal verbied. Nou ja, een van die mooiste stede in die suide van Iran is natuurlik Shiraz, en daar word nie meer vreeslik wyn vandag geproduseer nie, juis omdat Iran dan nou die afgelope meer as 40 jaar eintlik 'n volwaardige streng islamitiese teokrasie geword het. Maar en dit is die verhaal miskien van die geskiedenis van Iran, net soos die tydperk van die Shah voor die islamitiese revolusie, net soos die tydperk van 20-30 jaar van demokrasie voor die Shah, en so kan 'n mens elke keer teruggaan na soveel tydperke van Iran en soveel verskillende beskawings van Iran, was dit waarskynlik ook 'n tydelike een. Hierdie een van 'n streng Sjiïte islamitiese teokrasie. En waarom sê ek dit? As mens kyk na die Iranese bevolking vandag in 2025, dan geniet die opperheersers van Iran, die Ayatollah, geniet eintlik die steun van 'n klein minderheid van die Iranese bevolking. Die regtig soort van konservatiewe islamitiese element in die Iranese samelewing is 'n klein minderheidselement. En wat hulle moet doen voortdurend is om dan nou die bevolking in toom te hou.
En die bevolking word in toom gehou deur onderdrukkende maatreëls, deur 'n reuse streng polisie en 'n weermag, deur byvoorbeeld 'n sensuur toe te pas binne onderwys, binne die gebruik van sosiale media, toegang tot internasionale nuus en internasionale media, en op daardie manier dus die bevolking te probeer beheer, die denke van die bevolking, die kommunikasie te probeer beheer. Maar daar's ook 'n ander manier waarop dit gedoen word en dit ken ons en ons het dit al gesien hier in Afrika en in Suid-Afrika maar in baie ander lande ook en dit is om voortdurend natuurlik 'n vyand te hê, 'n vyand te identifiseer. Nou met die einde van die tydperk van die Shah en die koms van die Islamitiese staat na die Islamitiese revolusie, het die verhouding tussen Iran en Israel binne oomblikke dramaties verander. Van die een plek waar daar 'n Iranese ambassade was in Israel, daar handel was tussen Israel en Iran en 'n redelike noue samewerking tot waar 'n nuwe Islamitiese regering in Teheran aan bewind gekom het en waar daar verklaar is in 1979 dat Israel vernietig moet word, dat Israel nie bestaansreg het nie, dat Israel eenvoudig uitgewis moet word. En sedert 1979 is dit die amptelike beleid van die regering van Iran dat Israel geen bestaansreg het nie en dat hy as land moet ophou bestaan. En sedert 1979 is Iran dus besig met 'n hele reeks van dinge wat hy doen, 'n hele reeks programme om dan nou hierdie uitdaging vir Israel te verseker, om te verseker dat die dinge in plek kom om uiteindelik Israel te vernietig. Iran het dit op verskillende maniere gedoen. En ek sal 'n bietjie nou fokus op die hele ontstaansgeskiedenis en ontwikkeling van proksies in die Midde-Ooste, iets wat Iran baie sterk op gefokus het, maar Iran wat dan ook natuurlik sy eie militêre kapasiteit baie sterk uitgebou het om uiteindelik op 'n punt te kom waar hy dan 'n militêre aanslag sal kan uitvoer saam met proksies in die streek om Israel te vernietig. Dit was uiteindelik die doelwit. En solank soos wat daar hierdie soort van sterk vyand is, Israel wat dan ook die Weste in die Midde-Ooste verteenwoordig, solank jy hierdie duidelik geïdentifiseerde opponent het, dan kon jy natuurlik ook in 'n sin jou bevolking bymekaar hou. Dit was die denke van die Ayatollahs die afgelope paar dekades in Iran. Nou, wat het intussen gebeur? Die afgelope paar jaar het dan nou daar veral twee dinge gebeur. Die eerste is dat Iran begin het met 'n kernprogram. En interessant genoeg, Iran se kernprogram is iets wat natuurlik nog altyd onder die dekmantel van energie plaasgevind het. So daar's 'n kernprogram geïmplementeer deur die regering van Iran om te sê ons wil kernenergie ontwikkel, verskeie kernaanlegte is ontwikkel, meeste van hulle baie naby aan die hoofstad Teheran, net suid van die stad Teheran is 'n baie groot kernaanleg ontwikkel en die internasionale atoomenergieagentskap wat dan natuurlik verantwoordelik was daarvoor om dit te monitor en baie van julle sal moontlik die tydperk onthou toe Barack Obama president van Amerika was en daar baie gesprekke was oor hierdie monitering, geskied dit korrek, is Iran besig om die reëls te oortree, is daar 'n bedreiging dat Iran moontlik 'n kernwapen kan ontwikkel. Toe was daar tussen die Obama administrasie en Iran 'n kernooreenkoms gesluit waar volgens Iran sy kernprogram moes beperk. Toe Donald Trump in 2017 president word, het hy daardie ooreenkoms gekanselleer omdat hy gesê dit het toegang gegee tot te veel geld aan Iran. Hy het weer baie streng sanksies teen Iran ingestel, maar tydens hierdie hele periode het Iran voortgegaan met sy kernprogram en hy het om die waarheid te sê sy kernprogram dramaties uitgebrei. Sodanig dat Iran eintlik die afgelope 10 jaar een van die lande in die wêreld geword het wat die meeste geld op 'n kernprogram spandeer. Dit is eenvoudig op 'n reuse skaal die ontwikkeling van hierdie kernaanlegte wat die afgelope 20 jaar in Iran plaasgevind het. Die een kernaanleg suid van Teheran wat bekend staan as Natanz en hy is ook nou aangeval deur Israel, beslaan 'n oppervlakte en dit is net die hoofgebou, beslaan 'n
oppervlakte van 2,7 vierkante kilometer. Met ander woorde 'n reuse aanleg. En wat toe verlede week vir die eerste keer gebeur het, is dat die internasionale atoomenergieagentskap het gesê dat Iran oortree nou die bepalinge wat daar gestel is vir sy eie kernprogram. Met ander woorde, daar bestaan 'n groot kans dat Iran eintlik besig is om 'n kernwapen te vervaardig. En die persoon wat ons daarvoor, ek wil amper sê krediet moet gee, is dan nou die sekretaris-generaal of die direkteur-generaal van die internasionale atoomenergieagentskap. Sy naam is Rafael Grossi. Grossi is van Argentynse afkoms. Hy is in 2019 as die direkteur-generaal van die internasionale energieagentskap aangewys. En sedert sy aanstelling in 2019 het hy baie sterk op Iran begin inzoom en het hy agtergekom dat Iran nie eerlik is oor al sy kernaanlegte nie en oor presies dit wat daar gebeur nie. En dit het uiteindelik nou gelei tot 'n verslag verlede week deur die atoomenergieagentskap wat bepaal het dat Iran waarskynlik nie eerlik was nie, dat hulle heelwat meer Iran verryk het as wat hulle geopenbaar het, en dit het dan nou, of dit was dan nou die katalisator uiteindelik vir Israel om te besluit om op hierdie tydstip Iran aan te val, om te verhoed dat Iran uiteindelik wel 'n kernwapen kan vervaardig. Nou meeste van hierdie kernaanlegte van Iran is diep onder die grond. Baie diep onder die grond. Party van hulle gaan 'n kilometer diep onder die grond in. En dit maak dit natuurlik wel vir Israel redelik moeilik om hierdie aanlegte te vernietig. Die diepste aanleg van hulle is dan bekend as Fordo. En Israel het nie daaraan geslaag die afgelope dae om Fordo te vernietig nie, eenvoudig omdat hulle nie oor die soort van wapens beskik om dit te doen nie. Daar's eintlik net een land in die wêreld wat oor die wapens beskik om Fordo te kan vernietig, en dit is natuurlik Amerika. Nou Amerika beskik, die Amerikaanse weermag, oor 'n bom wat bekend staan as die Massive Ordnance Penetrator. En dit is 'n bom van 13.600 kilogram wat deur 'n B2 bomwerper dan nou afgevuur kan word. Iets wat Amerika nog baie min gebruik het. Hulle het dit in Afghanistan een keer gebruik. En hierdie bom sal wel die kernaanlegte van Iran kan vernietig. En dit bring ons by die punt waar ons dan nou hierdie week is, by die groot vraag oor waarheen vorentoe. Gaan Iran se kernaanlegte vernietig word, gaan Amerika ingetrek word in die konflik in, gaan 'n ooreenkoms gesluit word, sal die Amerikaanse president Donald Trump daarin slaag om een of ander soort van kernooreenkoms met Iran en Israel te sluit. Indien dit nie gebeur nie, dan nie so 'n kernooreenkoms gesluit word nie, dan bestaan die bedreiging natuurlik dat hierdie hele konflik in die gebied kan uitbrei. Daar is steeds wesenlike Iranese invloed in verskeie lande in die Midde-Ooste. Ons het dit gesien in Sirië, en dis natuurlik verswak met president Bashar al-Assad wat uit die kussings gelig is. Maar die invloed, die Iranese invloed in Irak is steeds wesenlik. Iran wat steeds heelwat invloed het op Hezbollah in Libanon, Iran wat verskeie van hierdie groepe in verskillende Midde-Oosterse lande ondersteun, wat natuurlik by 'n groter uitgekringde oorlog of konflik betrokke kan raak. En ek dink dit is wat die Amerikaners op hierdie tydstip wil verhoed. Hulle wil verhoed dat daar oorlog ontstaan in die Midde-Ooste waarby soldate op grondvlak betrokke moet raak. Dis een saak vir 'n land soos Israel, wat natuurlik oor 'n uitstekende lugmag beskik en oor die nuutste tegnologie beskik om lugaanvalle op Iran uit te voer, en ons moet krediet gee vir Israel. Hulle het dit werklik waar goed gedoen. Dit was gebaseer op uitstekende intelligensie, was baie goed beplan gewees, hierdie aanvanklike aanslag, maar dis een ding om dit vir 'n paar dae lank te doen en dan nou missielaanvalle te probeer afweer wat vanuit Iran afgevuur word. Dis heeltemal iets anders wanneer daar op grondvlakke oorlog in die Midde-Ooste ontstaan. President Donald Trump is uitgesproke dat hy nie 'n mandaat het van sy kiesers om dit te doen nie. Amerikaners wil nie 'n oorlog op grondvlak hê nie. Daar's nie regtig aptyd daarvoor nie, maar indien hierdie oorlog werklik waar verder uitkring en jy groepe begin sien uit Irak en Sirië en Libanon
selfs in Jordanië en dan natuurlik die Palestynse groepe wat werklik waar begin met aanslae op grondvlak, dan kan hierdie oorlog baie ernstig uitkring. En dit is waarom daar 'n soort van baie meer permanente oplossing vir die probleem gevind moet word. En daardie oplossing lê aan die een kant aan 'n beëindiging van Iran se kernprogram. Dit is hoekom die Amerikaanse president Donald Trump daarop aandring dat Iran sy kernprogram volledig moet beëindig. Hy wil nie sien dat daar enige verdere Iran-verryking in Iran plaasvind nie. So dis 'n baie streng vereiste wat Trump stel. Aan die ander kant ontstaan die moontlikheid natuurlik toenemend dat daar 'n soort van regimeverandering in Iran kan plaasvind. En soos ek eintlik gesê het, en dis eintlik hoekom ek iets oor die geskiedenis van Iran juis wou sê, is dat in Iran die dinge nog altyd verander. En die huidige streng islamitiese regime van die Ayatollahs is nie volhoubaar nie. Dit kan nie altyd bly voortduur terwyl 70 of 80% van die bevolking waarskynlik daarteen gekant is nie. Op een of ander tydstip sal die regime in Iran moet verander as jy enigstens die bevolking ken en verstaan. Die vraag is, gaan hierdie huidige konflik en geweld die katalisator wees wat kan lei tot 'n revolusie in Iran en tot 'n nuwe regering, miskien 'n nuwe demokrasie in Iran, 'n ander soort van autokrasie, ons weet nie. Maar wat wel duidelik is dat die huidige konflik wesenlike risiko's en geleenthede inhou vir verandering in Iran, sowel as die hele Midde-Ooste. Die risiko's vir Israel is ook baie duidelik. Ons het gesien die skade wat reeds aangerig is in verskeie woonbuurte rondom Tel Aviv en ander stede soos Haifa, en dit het ook vir ons gewys dat hoewel Israel oor 'n baie goeie lughaweerstelsel beskik, hy nie onbeperkte kapasiteit en vermoë het. Dus dis ook in die belang van Israel dat hierdie oorlog beëindig moet word, die konflik beëindig moet word, maar ook op 'n wyse waar Israel ten minste dan 'n soort van waarborg het dat Iran nie net volgende week of volgende maand kan voortgaan met Iran-verryking en moontlik die ontwikkeling van 'n kernwapen nie. So, 'n baie historiese tyd wat ons tans beleef, 'n tydperk wat werklik waar interessant gaan wees, dink ek, oor die belangrike vraagstukke van die toekoms van Iran, van Israel, van die Midde-Ooste, en dit vra hier dan vir leierskap. En interessant genoeg dat die Amerikaanse president Donald Trump so sterk na vore tree om dan te probeer om die leierskap te toon om hier een of ander vergelyk te bereik om 'n einde te bring aan hierdie konflik. So, ons sal oor die volgende week of 2 waarskynlik nog heelwat meer hieroor gesels, maar hierdie was so 'n bietjie die aanloop gewees tot die punt waar ons dan nou skielik verlede week daardie aankondiging gekry het dat Israel begin het met 'n aanslag op Iran, met hierdie lugaanvalle, die heen en weer stryd sedertdien, en nou natuurlik vrees dat hierdie kan lei tot 'n groter konflik. Kom ons kyk hoe ontwikkel dit. Ons kyk watter rigting dit gaan. Dit kan bepalend wees vir die hele streek, maar ook vir die hele wêreld. Ons almal hou dit sekerlik dop en ons moet eerder dan hoop dat dit in 'n goeie rigting ontwikkel vir die mense van Iran sonder twyfel, want hulle verdien 'n beter regering, hulle verdien 'n veiliger omgewing. Israel sonder twyfel verdien groter veiligheidswaarborge en nie die voortdurende eksistensiële bedreiging wat Iran vir hulle inhou nie, maar ook die hele Midde-Ooste verdien tans 'n groter mate van stabiliteit. Dis vandag se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek hoor graag wat dink julle van die Midde-Ooste se krisis, die konflik tussen Iran en Israel, en ons sal dan in die toekoms nog heelwat meer daaroor gesels. Totsiens.